Goeiemôre en welkom by dag 3 op ons Epifanie reis. Epifanie kom vanaf die Griekse woord epifania, wat verskyning beteken, 'n openbaarmaking. Vandag gaan ons stilstaan by die kleiner oomblikke van die lewe. God se verskyning gebeur baie keer nie in die buitengewone nie, maar juis in die gewone, in kombuise, op paaie, in gesprekke en in oomblikke wat maklik ongemerk verbygaan. Hierdie oordenking is 'n uitnodiging om anders te kyk na jou alledaagse lewe. Kom ons lees saam vanuit Lukas 24 vers 30 tot en met vers 31. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Nou hierdie is die verhaal van Emmaus wat so bekend is. En dink aan 'n oomblik toe jy eers na 'n gesprek besef het hoe belangrik dit was. 'n Gesprek wat jy amper afgejak het. 'n Koppie koffie wat jy haastig wou drink, maar wat toe 'n heilige oomblik geword het. Dit het eers later gebeur dat jy teruggekyk het en gedink het, daar was iets meer daar gewees. Die Emmaus verhaal vertel presies so 'n oomblik. 2 mense loop saam met Jesus, praat met hom, luister na hom en tog herken hulle hom nie. Nie op die pad nie, nie in die oomblik waar hulle gepraat het en Bybelstudie gehou het nie, maar by die tafel, met brood, in die gewone. Die belangrike woord in hierdie teksgedeelte is die Griekse woord, die he noigphesan. Hulle oë is geopen. Die passiewe taalgebruik wys vir ons dat hulle nie self hulle oë oopgemaak het nie. Dit is aan hulle gedoen. Epifanie is uiteindelik nie iets wat jy reg kry deur harder te konsentreer of slimmer te glo nie. Dit is iets wat God skenk, dikwels wanneer jy dit die minste verwag het. Frederik Buechner skryf, hier is die wêreld, wonderlike mooi en aaklige dinge gaan gebeur. Moenie bang wees nie. Epifanie is die ontdekking dat God nie buite hierdie wêreld werk nie, maar juis binne in dit, in die mooi en die seer. Ons leef dikwels asof God net in spesiale oomblikke teenwoordig is, in die kerk, in groot gebede, in dramatiese geestelike ervarings. Maar Epifanie leer ons iets anders. Christus stap saam met ons op paaie waar ons moeg is, verward is, teleurgesteld is. Hy luister na ons klagtes, hy verdra ons onsekerheid en dan op 'n onverwagse gewone oomblik gaan ons oë oop. Nie omdat alles skielik reg is nie, maar omdat ons hom raak sien. Hierdie waarheid is bevrydend vir 'n nuwe jaar. Dit beteken jy hoef nie te wag vir 'n perfekte geestelike oomblik om God te ontmoet nie. Jy hoef nie eers alles te verstaan nie. Jy word net genooi om aandag te gee, om stadiger te beweeg, om jou tafel, jou roetine, jou gesprekke oop te stel as moontlike plekke van God se verskyning. Soos 'n lied wat jy al 100 kere al gehoor het, maar eendag onverwags tref 'n nuwe woord of frase jou reg in die hart. Die lied het nooit verander nie, maar jy het. En dit is hoe Epifanie werk. Vra jouself vandag, waar in jou gewone dag sou Christus moontlik al langs jou stap, sonder dat jy dit raak sien? Kom ons bid saam. Here Jesus, ek soek U dikwels waar ek dink ek U sal kry en hoor. Leer my om U raak te sien in die gewone, die eenvoudige, die alledaagse. Maak my oë oop, nie net vir wie U is nie, maar vir waar U reeds teenwoordig is.
Mag U Gees my lei in geduld, wysheid en ontzag. Amen.